ons. Daarvoor sê ek vir u baie dankie. Dankie dat ons kan saam sing, saam kan bid, o Here, saam ons hande kan opsteek en sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Open ons ore vir die woord, o Here, ons harte vir die woord, Here, dat het sal wees 'n woord wat werk vir die wat daarin glo. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Sondag doen. Dit is daar waar die intocht van die Here Jesus in Jerusalem, ek het so eventjes daarom raak, en toe bring hulle die esel na Jesus toe, hulle lê hulle klere op die vol en laat Jesus daarop sit, en terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere ook op die pad. En terwyl nader die aftraan van die lijkberg kom, begin die menigtes discipels met blydskap om die prys met 'n groot stem op al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemel. En sommige van die fariseërs in die skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. Daar's mos altyd iemand wat 'n nat sak op die vuur wil gooi. Bestraf die disippels, en Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En dan nou, iets baie interessant by hierdie intog van die koning van alle konings in Jerusalem. Ek lees daar uit Lukas hoofstuk 19. En toe Jesus naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. So. En hy het gesê, as jy toch maar net geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat op jou vrede dien. Dit is waaroor die Paasfees eintlik gaan. Eintlik, elke keer wat ons nagmaal gebruik, dan vier ons die Paasfees, dink 'n bietjie daar. Elke keer wat ons Sondag kerk toe kom, dan vier ons die opstanding van Jesus Christus, die dag van die Here, van sy opstanding. Maar ons ook goed dat ons 'n spesifieke tyd afsonder om die Paasfees te vier soos die volgende Vrydag. En dan sê die Here, as jy maar net geweet het, dat het jou die vrede wat jou dien, maar nou is dit vir jou oopgedek. Dan gaan ek bid so, Here, dat ons oë sal oop wees vanoggend om die vrede van God te kan sien en ervaar as op nagmaal. Wonderlik, en doen ek die vorige nagmaal ook hier bedien as ja, wonderlik, is my voorrecht. Hy sê dat daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande 'n skans word en jou sal opwerk en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En ons kan daarvan getuig, die dief het gekom te slag en te steel en verwoes. Dis 'n gegewe. Maar omdat ons oë nie gesluit is nie, ons weet waaroor dit alles gaan, want ons het die hele skrif tot ons beskikking. Hy sê, julle sal jou en jou kinders teen die grond verpletter, hulle sal jou nie een klip op die ander laat bly nie. Hoekom nie? Omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. So, broeders, susters, jong mense, kom ons open ons ore vandag. Dink 'n bietjie weer aan die lied wat ons gesing het. Daai heel eerste lied wat ons gesing het, wat was in die gewees? Ja, wonderlik, wonderlik. My gebed is werklik, Here, hier is 'n gunstige tyd van elkeen van ons, elke persoon wat ingekom het in hierdie geloof. 'n gunstige tyd wat U ons vandag besoek. Hier is mense vandag met groot probleme, met omstandighede wat vir hulle lyk is, kan nie te bowe kom nie. Siektetoestande, emosioneel, dan liggaamlik. Maar Here, ek glo met my hele wese, hierdie is 'n gunstige tyd waar U ons besoek en dat ons dit sal opwerk. Kom ons
ons open ons hartskamers, kom ons open ons geestelike oë, ons geestelike ore, om vandag werklik te hoor, dat hier nie net 'n kerkdiens sal wees, want by nie net 'n nagmaal wat bedien word, sonder enige rede nie. Want ons bedien nie die nagmaal histories van aard en van gister af. Dit was gister die 14de dag van die maand Nisan, waarvan die Here daar sê, ons hou vas aan die Gregoriaanse almanak, maar die Bybelse almanak was gister die 14de dag van die maand Nisan, waar die Here gesê het in Eksodus 12, die Here het Moses gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Ag broeders, my gebed is dat hierdie dag vir jou die begin van dae sal wees, waar daar verandering in jou lewe sal begin plaasvind. Dat die ou dinge werklik sal verbygaan, en jy sal toelaat die Here jou sal vervul met die nuwe wat hy vir jou wil gee. Die begin van die maande. Dit hoef jy die eerste van die maande van die jaar wees. Nou godsdienstig is daar 2 nuwe begin van die Joodse bevolking, van die Bybelse bevolking. Dis daarin met die Rosh Hashanah, in plaas van die Besluit, die begin van die nuwe jaar vir hulle. Hierdie is 'n godsdienstige begin, die begin van die nuwe maand op die 14de dag. Hy sê daar, op die 10de van hierdie dag moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die Hebreëse lam van Hesed moet die lam begin voorberei. 'n Lam wat geen gebrek het nie, ja, 'n rammetjie van skaap of van die bok om te neem of weer Jesus die Johannes Doper sê, hier is die lam wat geslag word vir ons. En jy moet dit bewaar hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet slag teen die aand, 3 uur die middag. 2000 jaar plus gelede het Jesus gister 3 uur die middag gesterf van die kruis. Elkeen vir ons. Die maand is al die 14de dag, dis vandag die 15de dag, wanneer die Paasfees, die Pesachfees vir die Jode begin. Ons vier dit volgende week, maar ons vier dit ook vandag by die nagmaal te sê, Here, U het gesterwe vir elke ongesteldheid, vir elke situasie wat in hierdie kerk verteenwoordig word vandag. Dit doen maar net so terloops. En mag ons oë geopen wees om te sien wat die Here vandag vir jou wil doen. Ek wil vandag met u gesels oor iets wat baie bekend is in die Bybel, 'n gedeelte in die woord van die Here wat ons al baie preke oor gehoor het, op die punte van ons vingers ken, selfs van ons kinders ken hierdie gedeelte nie. Tema van hierdie gedeelte wat ek graag noem, daar was 'n sekere iemand. Daar was 'n sekere iemand. U gaan nou sien van waar af kom dit. Ons vind daar in Johannes 11 vers 1, daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Ek gaan met die praat net oor hierdie paar woorde. Daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Want hierdie gedeelte is nie net iets wat gepraat het oor Lazarus, 'n storie van Lazarus wat in die dode opgewek is nie. Hier het die Here in die woord laat opteken vir jou en vir my vandag in jou spesifieke situasie. In jou spesifieke omstandighede waarin jy vasgeketting is, iets waar jy nie van kan loskom nie, is die Here wat vandag direk met jou praat. Want hierdie gedeelte, daar was 'n man, in die Grieks is die uitdrukking deitis en. En dit beteken, daar was 'n sekere iemand. En ek glo vandag hier is 'n sekere iemand met wie die Here vandag praat, en ek is een van daardie iemand met wie die Here vandag praat. En as jy glo en jy wil graag die Here moet vandag vir u iets sê, steek jou hand op en sê, Here, hier is die iemand. Hier is hy. Hier is hy. Hier is ek. 'n sekere iemand. Kan jy sien duidelik praat die Here met jou vandag, in jou omstandighede? Dit is en daar is 'n sekere iemand, wat eintlik daar is 'n sekere iemand, hè? En daar was 'n sekere iemand siek. Ek kom praat die Here vandag met jou. Asteleos is daardie woordjie siek in Grieks, wat als die volgende beteken, dat ek nou fout gemaak het. Het ek 'n fout gemaak? Ek het net op die knopjie gedruk.
Okay, kom ons kyk wat gebeur daar. Daar is dit. Asteneios. Ja, dat was ons nou gewees, né? Siek is asteneio, wat dui op iemand wat liggaamlik of emosioneel siek is. Maar asteneios beteken baie meer as dit. Dis nie net 'n liggaamlike siekte toestand nie, of 'n emosionele siekte toestand nie. Maar dit dui ook asteneios beteken ook iemand wat kragteloos of magteloos of behoeftig of gebrekkig is as gevolg van iets wat gebeur het in jou lewe. Is daar so iemand vandag? Here praat met jou. Asteneios gaan verder. En daarom sê ek hierdie gedeelte eintlik die Here en dit in die boek laat skryf sodat ons dit kan sien, sodat ons dit ons eie kan maak. Dit beteken ook iemand wat verdruk word. Dalk is dit 'n finansiële probleem. Dalk is dit omstandighede in jou werk of omstandighede in jou gesinshuwelik. Omstandighede in jou besigheid. Waar jy daai verdrukking plaasvind. Iemand wat in nood is, iemand wat benoud is as gevolg van jy's bang vir môre, jy's bang vir die oproep wat gaan deurkom. Jy's bang wat gaan gebeur. Die Here praat met iemand in hierdie gebou vandag. Die Here praat met jou. Die Here wil iets vir jou sê. Dit beteken ook iemand wat twyfel en moedeloos is en alle hoop en verwagting verloor het. Dalk sukkel jy al 'n hele ruk met hierdie probleem. En jy bid, maar niks gebeur nie. Jy roep en is asof die Here nie antwoord nie. Maar die Here kom vandag en hy praat met jou. Ek is so bly dat jy vandag hier is. Want hoor wat die Here vandag vir jou wil sê, deur sy woord. En dan gaan die woord verder. En daar was 'n sekere iemand siek, Lazarus van Betanië. Die woord Betania in Grieks gaan hand aan hand met asteneios, iemand wat siek is. Want hierdie woordjie Betania beteken 'n spesifieke adres. Dit beteken 'n Griekse woord Betania wat beteken 'n huis van ellende. Jy bevind jou dalk in omstandighede wat ellendig is. Kan iemand sê ouch? Ja. Betania beteken verder ook huis van verdrukking. Jy word verdruk deur iets, of dit nou sonde is, of dit nou omstandighede is, dit maak nie saak nie. Of dit 'n aanval van die Bybel, van die duiwel is, die Here praat met jou. Betania gaan verder sê, huis van beproewing. Hy gaan verder en hy sê, huis van benoudheid. Kan jy ervaar dat die Here met jou spesifiek praat? En dat hy vandag vir jou 'n spesifieke boodskap is. En wanneer die Here na die diens ween oor jou, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ek bid vandag, Here, dat elke persoon in hierdie gebou sal weet, dat jy praat met hom en met haar. En daar is sekere iemand hier van voor regdeur tot agter, die iemand is met wie jy praat vandag. En dan stop by die bel nie. Griekse vertalingsmoontlikhede. Daar was 'n man wat siek is, kan so eintlik gelees word. Dis eintlik hoe hy vertaal moet word of behoort te word met al sy vertalingsmoontlikhede. Daar was 'n sekere iemand, die testing, wat liggaamlik siek was. Iemand wat kragteloos, magteloos is as gevolg van iets wat gebeur. Iemand wat behoeftig en gebrekkig is. Iemand wat verdruk word. Hy kan vertaal word met die volgende. Iemand wat in nood is en wat benoud is. Iemand wat twyfel en moedeloos is. En iemand wat alle hoop en verwagting verloor het. Ek is so bly jy is hier vandag. Want die Here wil vir jou iets doen. Moenie die gunstige tyd van God miskyk vandag nie. Gryp dit vas en maak dit jou eie. En toe Maria met Jesus gepraat het, twee sitte met Jesus gepraat het, later het hulle eintlik gesê, die susters het toe hulp gekom en Here, hy vir wie u lief is. Ek dink nie jy kan twyfel oor liefde wat God vir jou het nie. Die
liefde wat God vir jou het, is onuitspreeklik. Die liefde wat God vir jou is, kan nie beskryf word in enige lied of enige boek nie. Daardie agape liefde wat God vir jou, so lief het God die wêreld gehad. En daardie wêreld is die wêreld waar ons onsself in hierdie gebou bevind. So lief het net jou gehad, dat as hy enige gebore seun gestuur het, sodat hy aan die kruis sterwe, en jy daardeur redding kan vind. Dis hoe die Here jou het. Here, hy vir wie u lief is liggaamlik siek. Maar wat hy eintlik gesê het, Here, hy vir wie lief is liggaamlik siek. Hy's kragteloos, hy's magteloos as gevolg van wat met hom gebeur het. Hy's in 'n toestand, Here. Hy het nie nodig, Here. Dit het hom gebrekkig en verdruk laat voel. Hy's in nood en hy's benoud. Hy twyfel, hy's moedig, hy's onrustig en hy het alle hoop verloor. Dis wat eintlik in daai gedeelte staan. En die woordjie siek nie. Dit omskryf en omvou elke omstandigheid wat verteenwoordig word van verdrukking, moedeloosheid, wanhoop, ervaring in hierdie gebou vandag. En ek glo die Here praat met elkeen van ons. Maar het stop nie daar nie. Die woord gaan verder. En daar was 'n sekere iemand siek, Lazarus van Betanië. Die Lazarus in Grieks. Ek kyk bietjie wat beteken die Lazarus. Nou gaan jy besef dat die Here God praat met jou direk. Hy praat vanuit die hoop wat in Christus van ons is, na jou die toestand waarin jy jouself bevind. Die Lazarus in Grieks beteken God is my helper. Die Lazarus beteken God het my gehelp. Kan jy sien na hierdie vers? Kan jy jou naam daar gaan inskryf? Hierdie is 'n vers. Hierdie is 'n gesprek wat u met my gehad het vanoggend. Want as jy nagmaal gaan gebruik, dan is jy die Lazarus wat kan uitroep en sê, die Here het my gehelp. Want dis waaroor die nagmaal gaan. Dis waaroor die Pasag gaan. Hierdie is eintlik die Pasag, die verderwer sal verbygaan. Johannes 11 vers 43. Ons ken almal die storie daar toe Jesus uiteindelik daar kom. En Lazarus al 4 dae in die graf lê. En die 4de dag as iemand in die graf is, het die ontbindingsmeganismes in die liggaam al net so ver gevorder dat dit ruik nie meer so lekker. Ekskuus tog. Daarom sê die Here, hy ruik al. En maak nie saak hoe ruik jou probleme al nie. Maak nie saak wat die mense al gesê het oor jou toestand waarin jy is nie. Maak nie saak hoe jy voel nie. Maak nie saak wat Satan jou wys maak oor jou omstandighede en jou toe ag nee, want die Here gaan nie help nie. Hy roep die Here uit en hy sê, Lazarus. Kyk wat staan daar. Lazarus. Hy het nie gesê Lazarus kom uit. Hy het gesê, ek is jou helper. Ek wil jou help. Kom uit die toestand uit. Dis wat eintlik daar staan. Kom uit. Ek wil nie uitnooi vandag. Gryp hierdie woord vas. Maak dit jou eie. As 'n boodskap in die hart van die Here, in jou spesifieke omstandighede en in jou spesifieke toestand. Dat die Here uitroep en sê, ek is jou helper. Kan jy sê amen? Ek wil jou help, ek sal jou help en ek gaan jou help. Kan jy sê? Ons lees 'n ander gedeelte daar in Johannes 6, waar die skare mense die hele dag gesien het wat Jesus gedoen het. En later die aand toe sê die disippels vir die Here, ons moet hierdie klomp mense wegstuur, want hulle die hele dag was hulle hier en het niks om te eet nie. En ons het niks om vir hulle te gee om te eet nie.
Ek gaan ook miskien vandag sê, want ek het niks nie, want hoe gaan die Here my help? Ek het dan niks nie. As niks om vir hulle te gee nie. Maar hulle was so verkeerd gewees. Hulle was so verkeerd toe hulle gesê, Here, ons het niks om vir hulle te gee nie. Want hier is 'n seentjie wat 5 gasbrode en 2 visies het. Hulle het alles gehad. Weet jy wat die wonder van hierdie gedeelte? Lê nie in Jesus wat gebid het vir daai woord, vir daai brood en die visies. Die wonder van hierdie gedeelte, dit is myns insiens die grootste wonderwerk wat plaasgevind het in die woord van God. Maar dis nie die Here wat die brede vermeerder het nie. Dit het in die hande van die disippels vermeerder. Hy het vir elke disipel 'n paar stukkies vis gegee, steek jou hande uit, please. Daar's 'n paar stukkies vis en daar's 'n paar stukkies brood, ook ja. God gee vir die mense. En soos van die disipels tussen die skare van oor die 5000 geloop het dit in hulle hande vermeerder. Nie in Jesus hande nie. Daarom sê dit is die grootste wonderwerk wat plaasgevind het. Die grootste wonderwerk wat kan plaasvind in jou lewe is om te doen wat die Here sê jy moet doen, om te reageer soos hy sê en om te glo vir die werk te sê, heeft jy op 'n geplaas op 'n ander plek. Daarom sê ek, dit is die grootste wonderwerk. 5 brode en 2 visies. En mag ek vandag die oseentjie wees wat vandag vir u sê, dis wat die Here God vir jou wil gee. Die Lazarus kom uit. Dat jy het alles te doen. Hoe weet ek nie? Moses het nie geweet hoe die Here die see gaan kloof, toe hy vir hom gesê het, Moses, steek die stok uit en kloof die see nie. Ek dan sê, ja, oké, oké. Die moet moet sien, wat die see gaan kloof. Hy het nie geweet wat hy gaan doen. Hy het nie geweet hoe dit gaan gebeur nie, maar het het gebeur. Daardie nag, toe die volgende wakker word, toe is dit 'n highway to paradise. Op droë grond. Het hy deur. So hoe nie vra Here, hoe nie? Ek wonder hoe, as ons almal daar was, by die begin van Genesis 1 vers 3, sou ons baie raad gee hoe om die aarde te herskep. Dis nie waar. Dis al baie raad. Jy daar's mense wat baie raad het. Maar nee man, jy moet dit so doen, jy moet dit so gedoen het. Dit is altyd as dit klaar gedoen het. Jy moet dit so gedoen het, jy moet dit so gedoen het. Ek like op niks as iemand vir my jy moes dit so gedoen het nie. Regtig, jy weet ek. Wie hou daarvan? Ja. Ek het mos gesê, wie het al daai woorde gehoor? Ja, dis die lelikste woord. Ek het jou mos gesê, jy weet. Dan die Here, hy kom nooit daarmee na ons toe. Hy sê as jy wysheid kom bid vir my, ek sal vir jou gee sonder om jou te verwy. Hy is nie God wat sê ek het vir jou gesê nie. Hy is 'n God wat sê kom net na my toe. Moenie vra hoe nie. Moenie vra waarmee nie. Glo net. Julle moet geloof in God, dit is eintlik die regte vertaling. Julle moet geloof soos God het. Want as jy vir hierdie berg sê, hef jy kom geplaas jou daar, dan gaan gebeur dit. En as jy glo wat jy sê gaan gebeur, dan gaan gebeur dit wat jy gaan sê. Die woordjie glo word net 2 keer daar gebruik, maar sê word 4 keer gebruik. En dis waarvoor Jesus gaan sterf het aan die kruis. Die Lazarus kom uit. En jy moet hier uitstap en die weet, Here, hoe weet ek nie? Moet jy beplanning gemaak hoe dit gaan gebeur nie. Wees net vol vertroue. Jy gaan hierdie dag al gebruik en sê, Here, dankie. Die liggaam was vir my gebreek. En ek eet hierdie brood om elke deel van my liggaam te vul met U en my geloof in U. Hierdie bloed wat ek nou drink, bekerlik is die bloed van Jesus. En as hy dit sien, sal hy verby gaan. Dis wat die nagmaal eintlik vir ons beteken. Dis my woord aan U vandag. Dis 'n kort woord, maar ek glo vir my en vir elkeen van ons 'n kragtige, 'n skeidingswoord.
wat die Here vandag vir jou het. Lazarus, ek wil jou help. Ek sal jou help. En ek gaan jou help. Ek vra dat die mense wat moet help in die bediening van die dag van al voor is gekom asseblief. Ek doen dit vandag met 'n ander gesondheid. Neem 'n stukkie brood en praat met die Here kortliks oor elke situasie in jou lewe wat as die leiers is vir jou. Elke bekommernis, elke probleem, elke hartseer, elke situasie. Praat met die Here daaroor. Of vat jy daai brood en sê, Here, U liggaam is gebreek. U het gekom sodat ek lewe en oorvloed kan hê. Die kelkie na die tyd op die beker, die van die wat met die beker bedien word, kan ek jou hand opsteek en sal ek kom bedien met die beker daar by U. Of om te sê, Here, ek smeer hierdie bloed in die deurposte, die boodruppel van hierdie situasie in my lewe, my huwelik, my kinders, my finansies, my werk, my besigheid, my siekte toestand, my emosionele toestand. Want as hy dit sien, sal die verderwing verbuig. Is jy gereed om dit te doen met geloof, met daardie verwagting? Lazarus, ek is hier om jou te help, sê die Here. Ek kan wat te dien.